welkom by nog 'n episode van Shy 101. Vandag het ek 'n baie spesiale gas, my Portugese vriendin Mena hierso by my. Mena, sê gou hallo. Goeiemiddag. Muito boa tarde, amigos. En vanmiddag is dit vir my so groot voorreg om hier saam met Shaila lekker Portugese kos te maak en dit is vir my lekker om met julle te kan gesels. Wat ons nodig het. Ja, tel vir ons, wat het ons alles nodig? Okay, die Portugese kos wat ek gaan maak is galinha africassé. Bietjie moeilik, maar dit is 'n heerlike Portugese dis met egte Portugese spices. Jy meen die enigste ding wat moeilik is die naam. Ja, Okay. sê die naam. Goed, wat ons nodig het is 7 borsies hoender. Hoenderborsies wat ontbeen is. Goed, is dit. En dan het ons eie en knoffel nodig. Hoeveel eie het jy gevat? 1 ei. 1,5 ei gevat. Jy het 5 eiers nodig, net die eiergele. Ons gebruik nie die eierwitte nie. Ons het petersilie nodig, 'n klein bietjie tomatiepuree. Dan het ons 2 suurlemoene se sap nodig. Ons het 250 ml se room nodig. En dan olyfolie en ons het water en sout. En dan maak ons saam met dit net gewone wit rys. Okay. Ons begin gewoonlik eers met die rys. So ek het net die gewone rys aangesit. Ek het 1,5 koppie gebruik om die rys, so dis genoeg vir ons 7 ouens wat gaan saam eet vanaand. En daarna vat jy die olyfolie. Jy kan tamelik olyfolie insit waar ons dan die eie gaan braai. O mundo rendeu só nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos par perfeito. Formamos par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Oh, 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 oh. Menetjie, ek dink die eie is reg, maar gooi jy nou, is hierdie olie so reg of gooi jy nog 'n bietjie olie by? Ons gaan niks meer olie bygooi nie. Okay. Dan Gooi jy nou net al daai hoender. gooi net al die hoender by. Goed, wat ek vergeet om te sê wat baie belangrik is jy vat 5 eiergele en dan meng jy die eiergele of jy meng die petersilie by die eiergeel en dan vat jy 2 suurlemoene se sap en jy gooi dit stadig in by. En sodra die hoender gaar is, moet ons van die sous van die hoender by hierdie sit. En dit is belangrik dat ons wil nie die eier moenie kook nie. Dit moenie gaar word nie. Dit moet net so inmeng. So die hoender moet so bietjie al aan een kant wees voordat ons dit meng, anders te kook die eier en dit gaan dit nie lekker wees nie. Moenie lekker nie. Wat sal ons sê? Moenie nie. Moenie nie. Moenie lekker nie. Ek kan nie my vinger gebruik nie. Ek het net net heeltemal 'n lekker boek gemaak nou die dag, Mena. Daai boek was so lekker. Ek dink ek het 6 keer lekker gesê. Dit is so. Kan ek my vinger gou gebruik? Ja, gebruik jou vinger. Okay, dan sit ons dan die petersilie. Meng ons die petersilie by die eier en jy roer dit lekker dat dit bymekaar is. Goed, dan vat ons die suurlemoensap en ons meng dit so stadig bymekaar. Gaan dit so maak. Wanneer die hoender amper gebraai is nie, vat ons net 'n klein bietjie die tomatiepuree. Want ons wil nie te veel tomatie insit nie, maar dit is lekker om net so bietjie van 'n kleur ook by te sit, maar nie te veel nie. So net so klein bietjie. Goed. Die hoender is nou lekker bruin gebraai en nou gaan ons 'n bietjie water bysit.
Ons probeer eers altyd so eers 100 ml water bygooi. Die hoender moet net so bietjie onder die water wees, dan is dit reg. En dan kook hy weer vir 'n rukkie. So plus minus so 10 minute. En dan sal ons dan die room bysit. Okay, Mina, terwyl jou hoender daarso kook, Ja. gaan ek die ketel vir ons aansit, dat ons 'n bietjie cappuccino'tjie of ietsie kan inwerk hierso. Terwyl ons nou gaan wag vir die hoender om gaar te word, gaan ek laat Mina het so, ek wil maar nie sê dit is 'n mooi storie nie, Mina, want dit is amper vir my 'n hartseer storie, maar hy het 'n mooi einde. Ja. So ek gaan laat Mina 'n bietjie vir ons vertel van hoe hulle as kinders, sy was maar 11 jaar oud toe hulle moes vlug uit Angola uit. So sy gaan 'n bietjie vir ons net so vinnig 'n bietjie hulle storie vertel. Shaaitjie, my liewe maatjie, laat ek jou vertel. Ons is 'n gesin van 6. 3 boeties en 3 sissies. Maar en ons het in die dorp gebly op daai stadium, want my pa was besig om op die plaas vir ons 'n huis te bou. Hy het geboer met brahmaanbeeste en dit is waar ons op daai stadium was. Hy was besig om te bou op die plaas en ons het maar net in die dorp gebly. Ons het in die skool in die dorp gegaan en toe is my ma swanger met my jongste boetie. Maar jy het gesê jou pa was 'n veearts ook, Ja, nee? ja, my pa was 'n veearts en so toe was my ma ver swanger met my boetie, my jongste boetie, Louis, en elke dag as my pa by die huis kom en my ma is nog nie by die hospitaal nie, was hy kwaad want die oorlog word al hoe erger. Hulle maak mense dood links en regs en elke dag is daar mense wat na jou huis toe kom, vol gewapen en dan kom haal hulle en dan vat hulle alles presies wat hulle wil hê. So en dan op jou plaas. Ja, op die plaas en by die huis. En as hulle vir jou sê môre kom haal hulle drank en as jy nie drank het nie dan maak hulle jou dood. So dit was baie erg. So deur die Here se genade is my boetie toe die 17de Julie gebore. 1975 en is hy gebore en op daai stadium was ons Katolieke gewees en ons het eers 'n priester gesoek om my boetie te doop want as daar iets met hom sou gebeur dan gaan hy nie hemel toe nie. Hy gaan nie na Jesus toe nie. So voordat julle toe nou kan vlug, Ja. moet julle eers 'n Katolieke priester. nou moet ons 'n Katolieke priester eers soek. Ja. En dit was omtrent 'n soektog want hulle was nie so visible soos wat hulle altyd was nie, jy weet. Maar my pa het baie mense geken en hy het toe hierdie oom gekry, hierdie priester en hy het gesê dis reg. Doop my boetie, so 'n familietjie bymekaar gewees en hy is toe gedoop en ons is toe die tasse gepak. My pa het gesê ons moet nou begin En ons al julle ander goed los julle net daar. Ja, ons los Kan dit niks- alles. Niks saamvat nie. Ja, ek onthou nog hoe my ma nog die beddens opgemaak het, die kombuis aan die kant gemaak het, want ons het ontbyt geëet voordat ons uitgegaan het. Sê jy ons huis verskriklik netjies gelos en elkeen van ons Het julle ooit daai tyd gedink dat julle sal dalk kan teruggaan of het julle geweet? Ek dink my pa het dalk 'n hoop Gehoop. gehad dat hy sal kan teruggaan, jy weet. Maar wat die hartseerste van alles is, eendag het my pa op die plaas gekom en hulle was besig om die beeste dood te skiet. Maar nie soos in op die hart te skiet nie, hulle het op hulle bene, op hulle voete en bene geskiet. So dit was 'n verskriklike traumatiese ding vir my pa en die werkers het net vir my pa gesê, "Patroon, jy moet nie weer hiernatoe kom nie, want hulle gaan vir jou doodmaak." So my pa het net daarom gedraai en sy bakkie geklim en by die huis gestop en gesê ons moet vandag op die pad kom. So my ma het ons tassies gepak en ons is toe my pa het 'n stasiewag gehad en ons bring toe nie net ons gesin nie,
my pa se beste vriend en sy vrou het ook saam met ons gekom. Kom ons toe op die grens en Shai is maar nie glo nie. Toe ons daar kom, toe het hulle al die vrouens apart en die mans apart in die badkamers toe gevat. Ons klere alles uitgetrek. Dit was waar in Suid-Afrika se Nog aan die in Angola se grens. Angola se ja. En toe maar gelukkig dank die Here het hulle niks aan ons gedoen nie. Hulle het net gekyk of jy diamante of goud of iets geld, ja, waardevolle iets, goed weggesteek het. Ja. Wat hulle dalk wou gehad het. En dieselfde met die mans en die seuns. En toe ons klaar is, het ons weer aangetrek en staan ons reg in die kar om te ry. En een van die ouens vra vir my pa, "Waartoe gaan ons?" En my pa sê toe, "Nee, ons gaan Suid-Afrika toe." Hy sê, "In daai geval kan julle alles net hier los. Julle het nie nodig nie, want julle gaan daar nuwe goed kry." So, my pa maak weer die kattebak op. Almal van ons se klere, se tassies en alles wat ons gehad het, gee dit vir hulle oor, want hulle het gesê ons moenie beklei, ons moet net doen wat hulle sê. Al die poppe, alles wat ons special gehad het, wat ons saam gehad het, moes ons net daar gelos het. So julle het met Niks. Ons het net in die kar kon ons toe oor die grens kom. 4 kinders, 6 kinders. 6 kinders. 6 kinders, my boetie was 12 dae oud toe ons gevlug het. 12 dae oud. So, dit was, ons moes daai dag gery, en ons het oornag by 'n dorpie naby die grens gestop, want my pa sê ons moenie in die nag deur die grens gaan nie. So het ons oorgeslaap, en die oorlog was so erg, dat jy lê letterlik in die hoeke van die huis, wat leeg was, iemand se huis. En julle was klein, julle was almal baie klein gewees. Klein, my oudste was 14, en ons is almal 3 jaar uit mekaar uit, en weet jy wat, Shai, en ja, toe is ons oor die grens, in vrede, en ek wil net vir jou sê, nee, ek glo, dat liewe Jesus nie witbroodjies het nie, maar ek weet, dat hy 'n plan met ons die as familie gehad het, want hy het gesorg, dat ons veilig is, en ons nou kat, nou moet ons kat, Okay, nou is hierdie sous, hierdie hoender is nou lekker sag, nou is dit reg, dat ons die room bysit. 1 koppie. 1 koppie room. En ons roer hierdie room lekker in, en ons laat hom so 'n bietjie prit. Bewoog gehad, maar Mena, toe's julle in Suid-Afrika 6 kinders met niks. En julle is Portugees, want ek dink jy het laas my gesê, nie een van julle kon eers Afrikaans of Engels praat nie. Niks. Nie Afrikaans of Engels nie. Nee. Nie een nie, jou ma, pa, niemand nie. Niemand van ons kon enige ander taal praat behalwe Portugees nie. En die Suid-Afrikaanse polisie wat toe na my pa toe gekom het, was so gaaf. Ons het net vingertaal gebruik. Hy sê jy en jou gesin kom saam met my en hy vat ons toe na 'n vlugtelingkamp. Want daar was toe nou al honderde mense op hierdie kamp. En hulle het tente aan mekaar geslaan, maar daar was nie komberse of matrasse nie, of dit was sand. En hulle het vir ons elkeen 'n tent gegee waar jy as gesin kon bly. En daar, seker vir die eerste 24-48 uur het ons niks gehad om te eet. My ma het my boetie probeer borsvoed en gevind daar is niks melk. Daar melk het so toe het my pa begin stres, want hy sê, waar gaan ons? Ons het nie geld nie, ek het niks en my gesin is honger. Ek onthou, my kleiner boetie het na my pa toe gegaan en gesê, papa, ek is honger, 'n bietjie brood, asseblief pa vir die brood. En ek het net gesien, my pa net omdraai en wegloop. Ek dink sy hart was stikkend.
En ja, ek weet nie, daar het ons vir 'n maand gebly. Die Suid-Afrikaanse polisie het toe die susters wat daar in Cullinan gebly, nee, in Grootfontein, in Grootfontein gebly het hulle na my ma toe gekom en my boetie kom haal. En ondersoek om te kyk of hy okay is en daar het hulle vir hom begin blikmelk gee. So toe is hy uitgesorteer en dit gaan toe goed en hulle kry toe iemand wat doeke bring en kleertjies vir hom. Ons ander het vir 3 maande met die klere gebly wat ons aangehad het die dag. Dit is verskriklik vir 3 maande. 3 maande. En na die maand het hulle al die vrouens en kinders per helikopter vliegtuig deurgevlieg Johannesburg toe. Okay, die mans het dan met 'n konvooi saam met die Suid-Afrikaanse polisie voor, karre, middelpolisie en agter, het hulle die ouens gevat tot by Cullinan. So in Cullinan waar ons toe ingesit is daar 'n hospitaal vir gestremde mense en langs die hospitaal is daar 'n tronk. En dit alle mense weggevat en hulle het ons daar ingesit. Dan, daar het die Suid-Afrikaanse mense vir ons so goed gewees. Shai. Hulle het elke dag vir ons kos gebring. Dan maak hulle kos, dan kom staan die vrouens en ek dink dit was daai tyd dalk die vroue federasie. Ek weet nie, ek kan nie onthou dit is te lank gelede en ek was klein. Maar ek het geweet ons het daar was 'n kosstasie. Dan het jy in rye gestaan want ons was so verskriklik baie mense. Dan het jy in rye gestaan. Daar was 2000, 3000 mense. Baie mense. So dan het jy in rye gestaan, die pappas en die mammas het in rye gestaan en dan het jy gaan kos skep vir jou gesin. So en baie kere het hulle net halfpad gekom en is die kos toe nou weer klaar en dan wag jy vir die volgende sessie. So ek dink vandag is ek self 'n ouer en ek dink dit moes vir enige ouer verskriklik moeilik gewees het. So toe, Shai, kom die kampkommandant met 'n Portugees sprekende persoon na my pa toe en hy sê, Mr. Diaz, we are so sorry, but you can't stay in South Africa. My pa se gesig het gevoel of hy wil huil, want hy het 'n doel gehad om Suid-Afrika toe te kom, want al sy boeties en sy hele familie, ons hele familie, Shai, het Portugal toe gegaan. Net ons is die enigste gesin wat Suid-Afrika toe gekom het. So ons het nie 'n oom of 'n tannie of 'n oupa of 'n ouma, niemand gehad nie. Weet jy hoekom? Weet jy, my pa, omdat hy baie Brahman-beeste gekoop het in Suidwes toe op daai stadium Namibië vandag, het hy net besluit, hy gaan nie Portugal toe nie, hy kies Suid-Afrika. En ek dink daar al reeds het die Here 'n doel gehad. Ja. En hy sê toe, okay, goed, ek kan niks doen nie. Al wat ek het is my kar. Ek het net 'n kar. Dis al wat ek het in my besitting. En toe kom die kampkommandant die volgende dag en hy sê, meneer Diaz, Mr. Diaz, somebody wants to buy your car. Met die tolk natuurlijk, nie? My pa sê, verkoop hom maar. Hoeveel? Hulle verkoop my pa se splinternuwe stasie was vir R600. So toe het ons R600 en ons het niks doen. Hier gaan ons nou Portugal toe, waar ons al familie is. Nou wag ons, want dan moet vliegtuie gereël word, wanneer vlieg hulle, wat sal, so ons wag. 'n week later, kom dieselfde kommandant en dop, en hy sê, Mr. Diaz, we are so sorry. It's not you, it's the other Diaz family. Nee. You can stay. Kijk, my pa gooi sy arms in die lug en hy sê, wow, kan dit nie glo nie. Nee. Hy sê, ek kan dit nie glo nie. So toe is julle sonder 'n kar En ons het R600. R600 en julle kan nou in Suid-Afrika bly. Nou kan ons bly. Nou sê my pa, Waar gaan ek gaan? Ja, want dis seker wat gaan ek doen? Bly ons op gaan Ja. Ja. En hy sê, moenie worry nie. Sê hy, don't worry, Mr. Diaz, we'll make a plan. Okay. My pa kom na my toe en na my ma toe en hy vertel, ons gaan nie weer nie. En my ma is opgewonde en sê, okay, goed, nou wag ons. En ons wag en toe kom daar weer dieselfde kommandant
met 'n ander oom wat ek kan nie eintlik onthou wat het hy gedoen nie. Hy het seker werk gesoek vir die mense. En hy kom toe na ons toe, na my pa en hy sê, Mr. Diaz, I've got a job for you. We are going to take you and 6 other families. We're going to give you work in Leidenburg. You're going to work by die paaie departement. Maar ek het amper vergeet, voordat hulle ons getrek het, sien my pa so 'n ou trok, 1 ton trok bakkie, wat daar aan die een kant is. En hy vra, wie sin is dit? Dis 'n ander Portugese persoon sinne. En hy sê, ek wil jou bakkie hê, ek wil hierdie trokkie hê, dis vir jou R600. Dit ons nou 'n deal. Dit ons nou met ou kinders op die trokkie ry. Toe sit my pa en my ma voor met die 3 kleintjies en ek en my sus Lizette en my broer José sit toe agter op die trok en hier gaan ons nou. Daar gee hulle vir ons 'n volgemeubileerde huis. Wow. Vol. Per gesin se behoefte. En so dit is 'n baie moeilike ding. En ek dink veral vir jou ouers. Weet as ek net dink as 'n kind dan besef jy nie heeltemal waardeur gaan jou ouers en jy weet nie. Jy weet dit is erg, maar jy weet nie hoe erg dit is en wanneer jy 'n ouer is, Mina. Dink as en ons 6 kinders het. Dit moes baie erg wees. ja. En jy het jou pa ook verloor op 'n jong ouderdom. Ja. Weet jy, ons het my pa kon nooit weer in Suid-Afrikaanse veearts werk nie, want hy kon nie Afrikaans of Engels praat nie. So in 1987 toe trek ons in Wien toe. En ja, die 16de Julie 1990 het my pa massief hartaanval gehad en hy is oorlede. Hoe oud was hy? Hy was 49. Sjoe, dis Ja. Maar die Here is vir ons goed. Ek moet sê dat ons hele familie ken die Here en ek weet eendag gaan ons nog my pappa sien. Ja. Ja, so dit is 'n positiewe nou dat ons weet wie God is en hoe lief hy ons. Ja. Kan ons net nie anders as om te loof en te sien, te prys en te sien wat se plan het hy met ons gehad. Ja. Ja, wat Jy jy weet, weet. en in 2002 toe ontmoet ek my man en ek was nooit getroud nie, Hannes was nooit getroud nie. Ja, en Menna het vir Hannes gesê, gaan jy nou met my trou? Wat Ja. is jou storie? Ja. Jy was Want hy 35. 38 38. en ja, en weet jy wat? Op 38 En vandag het julle 2 pragtige kinders. Geseën met 2 wonderlike prinsesse, Kiana en Anay. En op 39 is Kiana gebore en op 42 is Nene gebore. So vandag, So ons hoop vir julle. Ja. Julle wat dink, ag nee, ek is nou al op die ras. Hierso is Menna 'n lewende getuienis dat jy kan nog op 42 vir Nene kry en Nene vir ouds en Nene nou. Nene word nou die einde van die maand, die 28ste sy 12. Wow, sy is nou so oud as jy was, Ja. die hele gevlug het. Ja, dis reg. Oh, awesome. Ja. Awesome. Okay, terwyl Menna gou julle klaar maak, en ek gaan gou vir ons 'n slaaitjie maak. Reg. Okay, julle onthou dat ons toe nou die eiergeel en alles met mekaar apart gehad het. Nou, die hoender het nou so 'n bietjie afgekoel en dan vat ons so 2 of 3, 4 lepeltjies van hierdie. En hierdie lekker sous. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos. En dan vou ons dit net so in. Nie vreeslik baie roer nie, net so invou dat hierdie petersilie en hierdie eier en al die heerlike geure bymekaar is. So, en dan kyk ons gou vir Shaai, ek dink die slaai is amper Sit jy daai nou nie weer aan nie, Menna? Nee, sit nooit weer aan nie. Dan is hy reg om bedien te word. Perfeito e a nossa chama So het ons dan aan die einde gekom van nog 'n episode. Mennaatjie, dankie dat jy vandag saam met my kom kuier het en dankie vir hierdie lekker gereg. Ek kan nie wag om in hierdie Portugese hoender in te vaar nie. As jy dalk 'n mooi storie het wat jy baie graag met ons sal wil deel, soos Menna se storie, is jy meer as welkom om my te kontak. Ek gaan my e-posadres op die skerm vir julle gee en jy kan gerus vir my 'n e-posie stuur.
Ons nou vanmiddag by Shayla se huis om hierdie Portugees aan die wêreld bekend te maak. En ek is so nervus, ek voel of ek op 7de laan is. So ja, hier gaan ons nou. Jy klink nie nervus nie. Ek is baie nervus. Ek weet net, jy kan eintlik my program net open vir my, Menna. Hoorie so Shay.